Medegelowige, of jy nou regtig wil luister vanoggend of nie wil luister nie. Hierdie boodskap sluit aan by die vorige boodskap net voor hom, wat die opskrif van is dat God wil jou gebruik. En naas my boodskap praat die Heilige Gees indringend in my hart en dit weer klank in my gedagtes. En ek kan nie anderste as om, kom ons nou maar sê, 'n B-gedeelte te maak van dit wat die Here al vroegoggend op my hart gelê het. En ek wil net die volgende paar dinge bylas. Weet jy, Jesus Christus het alles vir u en vir my opgegee. Gaan ons toelaat dat die klein God, die Satan van hierdie wêreld, die man van duisternis en sy booswigte, gaan ons toelaat dat hy ons stil maak oor Jesus, oor God, oor die Heilige Gees? Dalk het jy 'n gawe ontvang en op hierdie stadium voel jy maar jy wil nie jou gawe gebruik nie, of jy wil dit nie toepas nie, of jy wil nie jou wil in die Here plaas nie. Ek wil vir jou sê, die Here het nie gehuiwer toe hy in die tuin gearresteer was nie. Hy kon so baie engele geroep het om my situasie te verander, maar hy het dit gedoen vir jou en vir my. Die woord van die Here sê dat Jesus is die waarheid. Hy is die weg en hy is die woord. En in deesdae wêreld is dit nie so dat baie van ons bly stil, want ons wil nie iemand ongerief nie. Of wat gaan die mense van my dink nie? Of is dit die gepaste tyd of die ongepaste tyd nie? Ek wil vir u sê, dat as u 'n verhouding met Christus Jesus is en die Heilige Gees deponeer hierdie spesifieke woord in jou gedagtes en in jou hart, dan moet jy nie huiwer om op te staan en te praat oor Jesus en sy evangelie en die waarheid nie. Want die persoon wat dalk in die skare staan waar jy gepraat het gebid vir hierdie dag om te kom. Dalk kom jy op 'n plek, dalk jou werksplek, en jy praat een woord, en die Heilige Gees breek daai woord vir daai persoon op, en daai persoon kan in die eerste keer in sy hele lewe die teenwoordigheid van Jesus in hom ervaar. Wanneer jy uitgaan om vir mense te bid wat siek is, hoeveel mense doen dit nog? Jy's 'n stukkie hoop. Jy's dalk die enigste Bybel wat daai persoon op daai stadium kan lees. Laat toe dat God se Gees u lei. Laat toe dat Jesus verkondig word onder alle nasies. Ons kan nie stil bly oor Jesus en sy evangelie nie. Ons moet die woord van die Here moet ons uitdra. Ons kan nie ons rug of ons rug draai of ons mond stil maak om nie hierdie evangelie te verkondig nie. Ek praat indringend vanoggend met u soos die Heilige Gees die woorde in my mond plaas. As u weer uitgaan ergens heen, en u weet baie goed wanneer die Heilige Gees in die hart en in u gedagtes praat, en u kry die gedagte dat u moet of 'n stukkie lees, of u moet iets bely, of u moet dalk net 'n getuienis lewer, of u moet dalk net 'n storie vertel van 'n vriend of 'n vriendin, of wat ook al wat deur die Here genees is, of iets wat gebeur het. Moenie huiwer nie, moenie stil bly nie, moenie die Satan kos gee, en laat hy kan agterna sê, ag, ek het hom alweer, of ek het haar alweer gekry nie. Laat toe dat u
'n dienskneg, 'n disipel, 'n gelowige is wat nie skaam of bang is om die woord van die Here met almal te deel nie. Laat toe, maak u self oop, plaas u wil in God, sodat ons nie kan stil bly oor Jesus Christus en sy evangelie nie. En die genade van God en die leiding van die Heilige Gees nie. Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woordbediening. Mag die Here u uitermate seën met oorvloedige woord op die tong. En mag die Heilige Gees u lei in Jesus naam. Amen.